Vir almal wat intussen ingekom het, my naam is André, goeiemôre en baie welkom. En ek wil vandag saam met julle praat oor hierdie vraag, wie is jy? So wie is jy? Want dit klink soos 'n eenvoudige vraag, nou, want ek bedoel die eerste ding, Julie gaan jy begin om te sê, my naam is Julie, of Donnie, of jy gaan jou naam gee en sê, ek is André. Maar die moeilikheid daarmee is, die oomblik as jy begin om te verduidelik wie jy is en wat jy is jy besig om jou identiteit soos 'n skil, soos 'n ei af te skil, en jy is besig om stukke van jou weg te gee, om te verduidelik hoe ander mense jou sien. Ek bedoel, my naam is André, wat my ma dit vir my gegee het. En as ek moet sê, op universiteit het hulle my Swannie genoem, want ek Swanepoel, dan sê ek iets van wat ek gedoen het op universiteit, of my vriende daarso. En op die einde van die dag is daar 'n klomp goeders wat so half deterministies inwerk op jou identiteit en my identiteit, om ons te maak wie ons is vandag. Ok, kom ek sê dit makliker. Identiteit is half soos 'n boksie, wat mense vir jou sê wie jy is. En ja, jy het seker vryheid binne daai boksie, maar in 'n groot mate is jy nog steeds binne in die boksie. Nou vandag lyk dit baie anderste as 100 of 200 of 1000 jaar gelede. Ek bedoel, as ons die Bybel oopmaak en ons lees daarso van, dit was Johannes hulle gewees, die seuns van Zebedeus, of wie ook al dit is, of dit is Jesus van Nasaret, dan kom jy agter, daar's al hierdie boksies gewees wat jou ingepas het, om vir jou te sê presies wie jy is en wat jou identiteit is. As jy iemand was, wat 'n Samaritaan was, dan het jy 'n boksie gehad, en dis wat jy was. As jou maale 'n plaas gehad het en jy het geboer, het jy eendag geboer geword. As jou pa elektriesien was, het jy elektriesien geword. As jou ouers vir die myn gewerk het, dan het jy vir die myn gewerk. Dit was 'n paar jaar terug gewees. En nie so baie lank gelede nie. Dat daar hierdie verwagting was dat as jy 'n kind is, moet jy op skool wees, as jy klaar is met skool, moet jy so half begin trou en kinders begin kry. Dit was die norm gewees, die boksie. En ja, jy kon vrylik rondbeweeg, maar in daai boksie. Mense het vir jou besluit wie jy is in 'n groot mate. In die Bybelse tyd was daai boksie nog kleiner gewees, dat mense het vir jou besluit met wie jy trou. Nou vandag het daar mooi goeders gebeur. Die boksie het groter geword. Ons opsies is meer. En ja, jy kan ook nie van jou geboorte af jou eie naam kies nie, maar jy kan besluit om dit te verander. Ek ken ouens wat hulle name al verander het. Jy kan besluit as jy trou om jou naam nie te verander nie. En of jy wil trou en of jy nie wil trou nie. Jy het soveel meer keuses en jy kan besluit wat jy met jou lewe gaan doen, wat jy wil word. Ek bedoel, ek onthou op laerskool was een van die eerste goeders wat 'n ou moes antwoord is, teken wat jy eendag gaan word. Ek was tussen 'n visserman en 'n astronaut. Ja, nie een van daai twee het mooi uitgewerk nie. Maar die punt hierso is, jy het so half keuses gehad om te besluit wat jy wil word. Hulle het vir jou gevra op skool, wat wil jy eendag word? En ons almal wil vissermanne en astronauts geword het. Maar die punt is hierso, jy het 'n keuse gehad. Nou vandag het jy soveel meer keuses. Jy kan kies of jy in hierdie land wil bly of in 'n ander land wil bly. Jy kan kies wat jy met jou lewe wil maak en waartoe jy gaan. Jy het soveel meer vryheid, dat ons kan besluit wie en wat jy wil wees. Jy kan letterlik keuses maak, wat in die verlede dalk nie eens moontlik was nie, en dis 'n goeie ding om keuses te hê. Ek bedoel, as jy geen keuses het nie, as jy 'n slaaf, jy is vasgevang in 'n identiteit wat jy niks sê oor het nie, en vandag het ons al die keuses wat ons kan dink aan. Maar dis moeilik. Want die oomblik as jy dan besluit het, dis wie ek is, dis wat my waardes is, waarvoor ek staan, en dis hoe ek mense hanteer, en dis wie ek is, dan moet jy daai identiteit wat jy gekies het, ek gekies het, moet ons dit begin leef. En die oomblik as jy daai identiteit nou begin leef, moet jy dit volhoubaar leef. Want anders is jy net huigelaar, jy is net fake. So met ander woorde, wie ook al jy is, wie ook al jy kies om te wees, moet jy volhoubaar wees. En dit beteken, jy moet iemand wees wat jou lewe volmaak met keuses en besluite, dat jy iemand gaan wees, en jy moet dit die hele tyd jaag, daai identiteit, die hele tyd in stand hou. En dis uitputtend. Want ek bedoel, in die verlede het jy geen keuses gehad, jou boksie was klein, jy moes net gesê, tik, jep, ek het kinders gekry, daar is sy, mooi.
Nou is dit so half, wat gaan ek wees met my lewe? Wat beteken ek? Wat is my doel? Waartoe is ek op pad? Wat gaan ek vir ander mense beteken? Vir myself? Wat wil ek hê uit die lewe uit? En al hierdie goeders raak uitputtend op die einde van die dag. Nie net om uit te vind nie, maar ook om in stand te hou. Elke aand as jy in jou bed klim, dan dink jy, sonder dat jy eers dink, het ek my identiteit geleef? Was vandag 'n goeie dag gewees? Was ek myself of was ek iemand anders? Was ek net 'n koppie gewees van wat mense van my verwag het, met ander woorde, terug in die ou boksie, of het ek my eie keuses gemaak, het ek my eie goed in stand gehou, het ek my eie besluite geneem, was ek eg? En wat ook al jy antwoord, môre skop jy af om dit weer te begin doen, en weer te begin doen, en weer te begin doen. Dis asof, in die ou dae was hy die maklike boksie gewees, wat jy net kon teken, vandag is dit hierdie boksie moet jy die hele tyd bou en volmaak, en weer bou en volmaak, en dit is uitputtend. Maar ons staan op, en ons doen ons beste. En partykeer werk dinge vir ons uit, en ons gaan vorentoe, ons bou hierdie identiteit, en mense sê vir ons, wow, as ek so op Facebook kyk, lyk dit vir my julle die goeie lewe, julle gaan uit, julle doen dinge, julle leef mooi, goeie werk, en ons kry erkenning vir ander mense, dat die identiteit wat ons besig is, om vol te hou en voor te hou, is 'n suksesvolle identiteit. En ander kere dan, kom jy nie uit by belangrike goeders nie. En dan begin jy wonder, wat het van die ek geword, van my kinderdae? Die ene vir wie ek gedroom het, ek eendag sal wees. Waar het ek daai mens verloor? Maar dan staan 'n mens weer op. En jy besef nie alles is in jou beheer nie, en partykeer gee die lewe gee vir jou suurlemoene, en dan moet jy maar limonade maak, en dan probeer jy jou beste, jy man up, jy doen jou bes, jy maak jou besluite, jy sit jou goeders in plek, jy gaan voluit, selfs al het jy nie die geld wat jy gedink het jy het nie, selfs al het jy nie tyd wat jy gedink het, of die energie het nie, jy doen die beste wat jy kan, voluit. En dit gaan goed, en dan kom maar terugslaa, en het voel partykeer, daar is studies oor gedoen, dat die slae wat die lewe vir jou gee, is disproportioneel, dit voel asof die lewe jou harder slaan, as wat dit ander mense slaan, maar jy doen jou bes om op te staan en iets daarvan te maak. Jy doen jou bes. Jy doen oké. Tot jy nie meer oké doen nie. Tot dit net te veel word. Tot die boksie wat jy gebou het net nie meer genoeg is nie, tot die identiteit wat jy probeer volhou net nie meer vervullend is nie, tot jy net nie die krag het om dit aan te gaan met dit nie. Jy het net nie die antwoorde nie. Jy weet net nie. En ek dink dis waar Johannes vir ons help. Nou die situasie in Johannes is totaal en anderste, maar jy kry hierdie ou, sy naam is Nikodemus, hy is iemand wat sy boksie was redelik rigied gewees en maklik. Hy was 'n fariseer, hy het fariseërs opgelei, hy was 'n kundige, slim ou, hy was die leerder van die leerders, hy tik sy boksie en hy doen dit goed. En hy probeer dit volhou, selfs sy boksie. En dan op 'n stadium kom hy by 'n plek waar die wiele van sy lewe net uitmekaar uitval. Alles val net af. En dit gebeur oor een man wat in sy lewe inkom. Hy hoor van hierdie prediker, wat sy naam Jesus is, wat hierdie wonderwerke doen. En ewe skielik is die manier wat hy sy Bybel lees en sy God verstaan, is te klein. En dan, omdat hy hierdie boksie moet volhou, kan hy nie reguit vir Jesus gaan vra wie Jesus is, en wie Jesus hy kan nie Jesus se boksie mooi gaan tik vir hom nie, so hy moet in die nag gaan, en vir Jesus gaan vra, sonder om dit reguit te vra eers, wie is jy? Nou kom ek lees vir julle net hierdie stukkie, dit kom uit Johannes 3 uit, en dit is een van my gunsteling stukkies in die Bybel. En ek weet jou, ergens het jy al een van die verse hierso, het jy al in 'n meme of 'n ding gekry, van is regtig mooi. Maar die storie begin so, Johannes 3 van vers 1 af. Daar was 'n man met die naam Nikodemus, en hy het aan die party van die Fariseërs behoort, en was 'n lid van die Joodse raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie. En daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou,
As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nou toe ek hierdie ding nou lees, nou beplan ek vir vandag. Nou probeer ek dink, Jesus gee vir hom dadelike antwoord. So wat is die vraag wat Nikodemus gevra het? Nou lees ek dit weer. Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God af gekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie. Dis wat Nikodemus sê. So ek kry nie die vraag nie, maar dan antwoord Jesus 'n vraag wat duidelik daar in die lug gehang het. Dit verseker ek jou. As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En daai ongesproke vraag wat in die lug hang, maak dat Nikodemus verder vra het. Hy sê, Nikodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word as hy 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou. As iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God inkom nie. Wat uit die mens gebore is mens. En wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees as ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie, want die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom of waarheen hy gaan nie. En so gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Nikodemus vra hom toe, maar hoe is dit moontlik? En Jesus antwoord hom, en hy verwys na sy boksie, jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie. Dit verseker ek jou. Ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het vir julle die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek vir julle van die hemelse vertel? Niemand op aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens. En Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit en so moet die Seun van die mens verhoog word sodat elkeen wat hom glo die ewige lewe kan hê. En dan kom hy 'n stukkie wat ons almal ken of ergens gehoor het. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Gaan dit weer lees. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dan die volgende vers wat net so sterk of selfs sterker is vir my. God het nie sy seun na die wêreld te gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. En wie in hom glo word nie veroordeel nie, en wie nie glo nie is reeds veroordeel omdat hy nie die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het aan die wêreld toe gekom en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Ek wil net tot hierso lees. So hier is 'n klomp vrae wat geantwoord word, maar die vraag is, wat is die vraag? So Nikodemus, iets val uit sy lewe, iets val uit mekaar uit in sy lewe. Kom na Jesus toe in die nag, hy sê, ek weet jy is van die Here af. Ek weet jy het gekom met 'n boodskap van God af. Ek weet jy is gestuur vir ons. En jy pas nie in nie. Dit maak nou nie sin nie. Die manier hoe ons boksies gebou het, die manier wat ons dink oor die wêreld en die Here en ons identiteit, dit wat jy bring pas nie meer in die boks nie. En dan begin Jesus antwoord en sê, maak vir my sin. Want julle dink aan aardse maniere van dink. Julle dink oor aardse boksies, julle dink oor hier op aarde, praktiese goed wat jy kan doen in plek sit en wat van jou verwag word, maar dit is vleeslike goeders, ek bring geestelike goed, met ander woorde, ek bring goed wat anders is as dit wat jou verwysingsraam is. Jou boksie is nie die probleem nie. Dis net, ek praat van iets heeltemal ander dimensie wat bykom.
En dan begin Nicodemus vra, maar ek het nou my hele lewe gebou aan hierdie identiteit, ek het dit in plek gesit, ek het gaan leer, ek het ander mense begin leer, ek het tog gewerk om die ding in stand te hou, hoe kan ek 'n hele nuwe boksie en verwysingsraamwerk kry, hoe kan ek weer gebore word as ek dan al 'n ou man is wat my eie identiteit gebou het? En Jesus antwoord hom op 'n manier wat so half onseker is. Hy sê, wel, jy moet weer gebore word, en dit is soos die wind wat waai. Jy kan dit nie maak waai nie, jy kan dit nie voorspel nie, jy kan dit nie vaspen, jy kan dit nie forceer nie, dit gebeur met jou, soos die wind wat waai, jy hoor sy geluid, en waarheen hy gaan en kom en alles, maar jy weet eintlik nie. Al wat jy weet is, daar is iets wat gebeur het. En dan begin Jesus dit verduidelik. Die slang op die paal, dis 'n verwysing van 'n gedeelte in Numeri waar die Israeliete in die woestyn gedwaal het en dan was hulle kwaad geweest vir die Here want hulle moes omdraai en teruggaan en dit was nog ekstra paai en toe stuur die Here giftige slange en die slange byt hulle en hulle is besig om dood te gaan en dan moet hulle opkyk na die slang op die paal en as hulle kyk na die slang dan word hulle gesond. Met ander woorde, Jesus is besig om vir Nicodemus te sê is hierdie boksie wat jy gebou het vir jouself, jou identiteit is die gif wat besig is om jou dood te maak ook. En dan kom iemand na jou toe wat soos 'n slang op 'n paal gesit word, of 'n God op 'n kruis, om jou te kom genees. So kom ons pos net gou vir 'n oomblik daarso. Jesus is besig om te impliseer hierso dat hierdie boksies wat ons vir ons geself gebou het, die identiteit wat ek en jy so hard werk om te in stand te hou, om onsself te herontdek elke week en elke geleentheid en vir mense te wys wie ons is en hoe suksesvol ons is om onsself te wees. Hy's besig om te sê, dis die ding wat jou doodmaak. Jou geskarrel om jou lewe vol te maak van dinge wat ander mense sal sê, hey, jy's eintlik 'n oulike ou. Jy's 'n suksesvolle mens. Jy doen goed met die uitdagings wat jy het. Well done. Jesus is besig om te sê, ons beste pogings om hierdie lewe te definieer vir onsself en ons identiteit vol te hou, ons boksies te skep en te tik. Dis die gif wat ons doodmaak. Dis die ding wat ons vernietig. Dis die ding wat maak dat ek en jy uitgebrand in die aande lê en voel ons het die krag vir volgende dag nie. Dis die goed wat maak dat 'n mens hier in Julie maand besef, hierdie jaar is halfpad verby. En ek is nog nêrens nie. Ek het soveel dinge gehad wat ek wou doen, soveel dinge wat ek probeer doen het en ek is nog nie waar ek wou wees nie, ek is nog nie waar ek moet wees nie. Dis die gif wat so half in jou siel insyfer en vir jou begin vertel. Jy's 'n, die Engels is goed, jy's 'n imposter. Jy's 'n fake. Jy's 'n leë boks wat jy voorhou vir ander mense, maar daar's niks in jou nie. Jy probeer so hard, maar jy is nie genoeg nie. En dan kom Jesus se woorde. Ek het nie gekom om jou te veroordeel nie, maar om jou te red. Ek het nie gekom om jou te veroordeel nie, ek het gekom om jou te red. So, hoe kom 'n mens uit by hierdie ding van wie is ek en jy, wie is ons as 'n mens Nicodemus en Jesus se gesprek ernstig opvat? Wie is jy dan as ons moet praat van boksies en wat jy tik en hoe jou energie en tyd en keuses, hoe jy alles in plek sit, as 'n mens Jesus en Nicodemus se gesprek ernstig opvat? Wel in 'n woord, is Jesus besig om te sê is daai boksie wat jy genereer of die wêreld vir jou genereer van wie jy is en wat jy voorhou en wat jy moet doen, daai is die gif. Kom ek sê vir jou lewe moenie gedefinieer word volgens die keuses en prioriteite wat jy maak nie. Al is dit 'n keuse vir God, al is dit 'n keuse om 'n leermeester te wees wat ander leermeesters oplei om te vertel hoe goed dit God is. Dit gaan nie oor jou keuses nie. Dit moet eintlik gaan oor God se keuse. Wat jou kies. Dink vir 'n oomblik daaroor. Ek bedoel, ek het 'n identiteit gebou. Ek is 'n man, ek is 'n pa, ek is lief vir Celeste, ek is lief vir julle. Ek is te lief vir julle.
Okay, dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Die punt hierso is, ek het hierdie beeld wat ek doen, wat ek moet volhou. Ek's 'n goeie vriend, en ek hou van lees, en ek hou van dit, en ek praat te veel politiek, en ek lag vir al hierdie goed, maar die punt hierso is, ek het hierdie boksie vir myself gebou, en ek probeer dit so al volhou om vir julle te wys, ek is eintlik oulik en suksesvol in wat ek probeer doen. En dan kom Nikodemus se Jesus en sê, ja, dis die gif wat jy gaan doodmaak, Andrei. Dis die ding wat jou lewe uit mekaar uit gaan skeer. Dis die ding wat jy gaan leeg en alleen los. Dis die ding wat jy gaan laat voel soos 'n mislukking, depressief en alleen. Want jy is nie veronderstel om jou boksie te vul nie. Jy is nie veronderstel om daai boksie te tik en jou verwagtinge vol te staan, selfs die verwagting wat jy vir jouself het nie. Jy is veronderstel om terug te kom, om te besef dat dis God se keuse wat jou definieer. Nie jou keuse nie. Jou identiteit is nie veronderstel om af te hang van jou of die mense om jou nie, maar God, met sy keuse wat jou kies, aarde toe kom, aan 'n kruis sterf, die slang op die paal word vir jou, sodat jy genees kan word van jou eie keuses. Jou eie verwagtinge, jou eie drome, jou eie hoop, jou eie ambisie, jou eie vrese dat jy nie genoeg is nie. In 'n woord, Jesus is besig om van Nikodemus te sê, as ons praat oor identiteit, jou identiteit is veronderstel om in God geleë te wees, nie in jouself nie. In die geestelike kant, nie in die vlees nie. En daarom moet jy nuut gebore word. Jy moet 'n nuwe manier kry om te kyk na jou lewe. Jy moet nuut gebore word, opnuut gebore word, want anders dan gaan jy nie kan sien hoe die ewigheid en jou plek daarin lyk nie. Jy gaan nie dit kan raak sien dat jy 'n deel is van die koninkryk nie. Jy sluit jouself outomaties uit vir eenvoudige redes wat jy kritiek sien nie. Jy moet nuut gebore word. So dis ons weer terug by daai vraag van, okay, maar hoe doen ek dit? En die moeilikheid is, ons kan nie. Want ons nuutgeborenheid gaan oor God wat ons kies, nie ons wat hom kies nie. En dis hier waar ek dink, die ding vir my 'n draai begin vat. Want as ek regtig wil weet wie ek is, moet ek gaan dink oor wie ek is. Dis wat ons sê, figure uit wie jy is, wat is jou prioriteite, wat is jou waardes, doen 'n SWOT-analise oor jou eie lewe, man, gaan kyk na die goeders wat jy, jou prestasies, jou mislukkings, wat ook al, gaan spandeer tyd met jouself en vind uit wie jy is, maar Jesus kom eintlik en sê, nee, kom spandeer tyd by God, sodat jy kan onthou wie jy eintlik is. So die preek wil amper so half lyk asof dit sê is kom by God uit, sodat jy meer by God kan uitkom. God moet 'n prioriteit in jou lewe wees. God moet die een wees wat jy dien. Dit is die ene vir wie jy moet voorbuig, nie die aardse verwagting en jou eie selfsugtigheid nie. Kom by God uit. Maar die ironie van hierdie preek is, die rede hoekom 'n mens eintlik by God moet uitkom, sodat hy jou kan herinner wie jy is. Sodat jy kan wakker skud, en jy kan help om te besef wat jou identiteit eintlik is. Jesus is besig om vandag na ons te kom, en ek is oortuig daarvan, om in hierdie gejaagde wêreld waar ons regtig probeer om 'n goeie beeld voor te hou en vir almal te help, en ons is suksesvolle mense, al het ons nie soveel middele soos ander nie, probeer ons beste, is hy besig om te sê, laat staan al daai goed vir 'n oomblik net, en kom net weer terug na my toe, om te onthou wie jy is. Jy is nie jou keuses nie, jy is nie eers wat jy doen nie, jy is wat ek vir jou doen. Jy is wat ek kies, en ek kies vir jou. So in daai opsig dink ek, wat ek gaan moet doen is ek gaan moet meer tyd maak om by die Here uit te kom. Nie omdat dit 'n ding is wat ek moet by die Here uitkom nie, maar omdat dit die teenmiddel is vir die vergeetachtigheid waarmee ek leef, wat ek begin dink ek kan myself definieer, ek my eie boksie volmaak. Dat my identiteit gelees in my eie keuses, passies en idees. My eie dade. Ek moet terugkom by die Here, en ek moet stil word by hom. Nie sodat ek hom net kan aanbid en eer nie, alhoewel hy al daai goed waardig is.
maar sodat hy my kan herinner wie ek eintlik is. Dat ek kan stil word, om weer terug te kom, by iets wat uit gees gebore is, en nie vlees nie. En vandag as ek jou sien hierso, en ek weet, 'n klomp van ons stoei met hierdie goeders, en jy's soos ek besig om te bekommerd oor geld, en die toekoms, en die ekonomie, en my kinders, en wat vir ons voorlê, en al hierdie goeders, en ek is besig om te wonder oor my eie welstand, en of ek genoeg is vir ander mense, en doen ek genoeg, en ons almal stoei daarmee. Is die gewone manier om te dink is wel, okay, prioritiseer dit, werk net harder daaraan. Ek bedoel, kom net uit weer by die basics. Doe net wie jy moet wees. Maar Jesus se antwoord is, nee, kom net bietjie by my uit. Vergeet vir 'n oomblik van jouself, vergeet van jou keuses, vergeet van jou prioriteite en wat jy veronderstel is om te moet en nie moet doen nie. Kom wees net vir 'n oomblik by my. Kom net terug dat jy jouself deur my oë sien. Kom net terug dat jy jouself deur my liefde voel. En ek dink dis die uitnodiging vir my en vir jou hierdie week. Dis nie om iets te doen nie, maar eintlik net om op te hou iets te doen. Op te hou om te dink, harder vleeslike antwoorde soek, harder werk aan ons identiteit, en ons beginsel, en ons Christenskap, en om wat gaan vir ons die antwoorde gee. Want dit doen nie. Die enigste ding wat ons antwoorde gee, regte antwoorde, is 'n nuwe boksie wat ons nie self kan bou nie. Dis 'n God wat ons kies. En nie eers ons wat hom kies nie. En dit is wat ek het volgend. Ek wens ek kan nou afsluit met 'n sterk inspirerende boodskap van wat ons moet gaan doen. Maar wat ek het is, kom ons gaan terug na die Here toe. Een wat juis ons gekies het, aarde toe gekom het, nie om ons te laat sleg voel oor ons boksies nie, maar om ons 'n totaal en al nuwe verwysingsraamwerk te gee, van wie ek en jy is. Kom ons sit net so in ons bid saam. Here, ek is geneig om te veel te wil praat, te veel te wil sê, te wil verduidelik. En al daai goeders is maar weer vleeslike maniere waar ek probeer om my boksie te bou, en boksie te bou vir ander mense, waar ons almal onsself kan identifiseer en kan definieer. Maar help ons asseblief, Here, om vir 'n oomblik net oor onsself te kom, oor ons verwagtinge te kom, oor hierdie wêreldse idee van wie ons is te kom. Net by U uit te kom. En dan bid ons dit saam. Amen.